Ons Here Vader, ons sit by U in die huis, ons sit by U voete. En ons besef U is 'n God van genade wat ons geroep het. Ons het dit nie verdien nie, Here, maar tog ontferm U. Here, U grootheid, die soewereiniteit, die almag, is vir die mens moeilik om te begryp, om volkome te kan verstaan. Maar Here, help ons dan om 'n deel van dit tog te kan verstaan, sodat dit in ons hart inspreek, sodat dit elke area van ons lewe kan beïnvloed. Help ons om te sien dat U 'n God van glorie is, 'n God van almag. Vader, seën die woorde. Laat die Gees dit inspireer. En laat dit val op harte wat dit sal aanneem. In Jesus naam. Amen. Baie dankie, julle is welkom om julle se plekke te neem. Baie dankie vir die musiek. Julle kan sommer oopmaak by Hebreërs 12, ek sal dit ook daar vir julle op hê. Hebreërs 12 vers 18. Dis ons gedeelte vir vanaand. Ons doen 'n inleidende gedeelte. Ons gaan die volgende paar weke, ek weet nie, miskien 3, 4 of ek weet nie 5, gaan ons maar net bietjie gesels oor die vrees van die Here, wat dit beteken, en hoe dit lyk en hoe dit elke area van 'n gelowige se lewe beïnvloed. Die vrees van die Here. Ek dink is 'n tema wat vermy word in kerke en ook onder gelowiges. En ek dink dit is grootendeels omdat mense dit nie verstaan nie. En ek dink ook tweedens omdat mense net nie daarvan hou nie. Maar nie hier nie. Hier hou ons daarvan. So ons gaan 'n bietjie stil staan daar en kyk hoe ons in hierdie rigting beweeg. En ek glo, soos julle later sal hoor, dat wanneer ons die vrees van die Here reg verstaan, dan gaan dit vir ons 'n goeie grond wees vir ons geloof. Ek glo dat die vrees van die Here is vrugbare grond vir geloof. As ons verstaan dat wat dit beteken om die Here te vrees en hoe dit lyk, dan gaan dit werklik ons motiveer en ons geloof in die regte rigting instuur. En asof geloof nie net een of ander ding is wat daar dryf op homself nie. So my poging vir vanaand, soos ek sê, is inleiding. Ek gaan die hele teks behandel en hom oopvou vanaand nie, alhoewel dit die vertrekpunt is en ons sal weer na hom toe terugkom, maar dit is 'n inleiding sodat ons kan verstaan hoe dit lyk. Want as ons mooi kan verstaan hoe dit lyk, dan gaan ons sien hoe dit ons lewens as gelowiges beïnvloed. So Hebreërs 12 vers 18 tot 29 gaan ek vir ons lees. Julle het nie aangekom by iets tasbaars, by 'n brandende vuur en by duisternis en donkerte en stormwind nie. Ook nie by die klank van 'n bassein en 'n weerklinkende stem wat die hoorders laat pleit het, dat nie nog 'n woord vir hulle toegevoeg word nie. Want die opdrag, selfs as 'n wilde dier die berg aanraak, moet dit gestenig word, kon hulle nie hanteer nie. En so angswekkend was die verskynsel, dat Moses gesê het, ek is beangs en ek sidder. Nee, julle het aangekom by die berg Sion, en die stad van die lewende God, by die hemelse Jerusalem en 10.000 engele, by die feestelike byeenkoms, en 'n gemeente van eersgeborenes wat opgeteken is in die hemele, en by God, die regter van almal, en by die geeste van die regverdiges wat vervolmaak is, en by Jesus, die middelaar van 'n nuwe verbond, en by die bloed wat gesprinkel is, en wat sterker praat as die van Abel. Sien toe, dat julle hom wat praat, nie verontagsaam nie. Want as hulle nie ontvlug het toe hulle hom, wat hulle op die aarde gewaarsku het, verontagsaam het nie, soveel te meer ons, as ons die rug draai op hom, wat ons van die hemele af gewaarsku. Destyds het sy stem die aarde geskud, maar nou het hy die volgende aangekondig. Nog een keer sal ek nie net die aarde skud nie, maar ook die hemel. En hierdie uitdrukking, nog een keer, wys op die verandering van die wankelbare dinge, aangesien hulle geskape is, sodat die wankelbare dinge sal bly. Daarom, terwyl ons 'n onwankelbaar koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees en God daardeur op 'n welgevallige wyse dien, met eerbiedige onderworpenheid en ontzag. Want ons God is inderdaad 'n verterende vuur. As jy nie daar kan hou, Dani. Ek wil net gou daai laaste 2 verse vir julle lees. Dit is maar redelik die vertrekpunt. Die res het ek gelees 'n bietjie konteks.
Laat ons dankbaar wees en God daardeur op 'n welgevallige wyse dien, met eerbiedige onderworpenheid en ontzag. Die woordjie ontzag is die woordjie vir vrees. Want ons God is inderdaad 'n verterende vuur. Ons God is 'n verterende vuur. Oor die generasies sien ons hoe mense probeer God afskaal. Hulle probeer hom kleiner maak tot 'n grootte waarmee hulle gemaklik is. Dit is wat die mense doen. Hulle hou nie van God of die idee van God nie. Hulle hou nie van God in die Bybel nie. En dan verander hulle hom. Hulle sal nie die Bybel verander nie, want ons weet almal enigiemand wat die Bybel verander, sê ons, hy is wansnig, hy is die antichrist, hy is 'n ou wat verseker nie in die waarheid is nie. Maar wat hulle doen is, hulle verander die idee van God, sonder werklik eers na die Bybel toe te gaan. Want hulle, in hulle raamwerk en in die mense denke, pas God net nie in nie. Hulle hou nie van die idee van wie God homself bekend maak in die woord nie, en daarom sal hulle hom eerder aanpas om by hulle raamwerk in te pas. En dit is ook een van die redes hoekom ons binne die kerk, ek praat nie van buite die kerk nie, dit is een van die redes hoekom ons binne die kerk, sekere hoekom die mense binne die kerk goeders toelaat soos homoseksualiteit, losbandigheid, gierigheid, die goeders wat binnendring, die goeders wat eintlik veronderstel is, om nie in die kerk in te kom nie, wat die kerk besoedel word toegelaat, want hulle hou nie van die prentjie van God nie. Verander hulle die idee oor God, en as hulle God se idee verander, dan sê hulle, maar God keer dit goed, dit is oukei. Hy is omdat hulle die prentjie van God verander. Hulle het sig verloor van die ware God, en hulle skep hulle eie ene. Dit is soos die Franse filosoof gesê het, Voltaire, het gesê, God created man in his own image, and man has been permanently returning the compliment. God het ons in sy beeld gemaak, maar ons as mens, dink ons komplimenteer hom en ons wil God volgens ons beeld maak. En dis wat die mens gedoen het. Ons sien eintlik in teendeel reg deur die geskiedenis. Jy sien dit ook in die Ou Testament, byvoorbeeld aan Israel, toe hulle daar by die Sinaï berg aankom, toe hulle die 10 gebooie gekry het. Onthou julle, toe gaan Moses op vir 40 dae en toe sy daar bo en is weerlig en is vuur en aarde skud en die Here praat en die mense raak bang. Selfs Moses raak bang soos ons nou gelees het. En hy's daar bo en hy's weg vir 'n ruk. En Israel is aan die voet van die berg. En Israel raak angsbevange. Hulle raak so erg vreesagtig dat hulle vir Aaron vra, Aaron, maak vir ons 'n God, wie ons kan dien en wie ons kan lei. En Aaron sê, dis reg, gee my al julle oorbelle, nee. En hy vat al hulle oorbelle en hy maak die goue kalf. En weet jy wat sê Aaron vir die volk? Weet jy wat sê hy vir Israel? Hy sê, Israel, hier is julle God, die een wie julle uit Egipte gehaal het. So dadelik wat Aaron doen, hy identifiseer die goue kalf met Jahwe. Hulle het die idee gehad van hulle kort iets of iemand wat hulle moet sien, wat hulle gaan begelei, maar eintlik maak hulle eie prentjie van God. So ons sien dit, afgoderry. Om jou eie idee van God maak is afgoderry. As jy nie die ware God van die Bybel dien nie, die ware Christus van die Bybel dien nie, is dit afgoderry. Ons sien dit nie net deur die Bybel nie, ons sien dit deur die geskiedenis ook. Dit is nie 'n ou storie nie. In die 17de en die 18de eeu was daar 'n beweging, dit was met die verligtingstydperk, waar mense begin baie rasioneel dink het, as julle so mooi ek sal bietjie kan onthou, en hulle het vir hulle self gesê, wel, alles funksioneer volgens orde, volgens logika, ons redeneer dit, en daarom sing ons, daar kan iemand wees soos 'n God, maar ons sing God as die groot horlosiemaker daar in die hemel. Hy het 'n horlosie gemaak wat aarde is, en hy het hom opgewen, en hy het hom neergesit, en nou staan God terug, en hy is net betrokke nie. Hy is passief. Dit was die groot gedagtes tydens die 17de en 18de eeu. So ons dien 'n passiewe God, het hulle gesê. 'n God wat jou nie hoor nie, 'n God wat jou los, 'n God wat nie betrokke is nie, 'n God wat eintlik nie help met die proses van bekering nie. Dis alles die mens. God het dit geskaap, hulle erken dit, want hoe is dit moontlik vir die mens om so mooi en perfek geskaap te wees in die sterre en die planeet? Hoe is dit moontlik? So daar moet iemand wees wat dit gemaak het. Maar die iemand is duidelik nie meer hier nie. Skets hulle idee, asof God nie meer betrokke is nie.
Dan natuurlik sal jy miskien onthou in die vroeë 2000s, net na die Y2K, daai gogga. In die vroeë 1000 het mense meer ingestel geraak teenoor terapie, teenoor die sielkunde. Dit was ook die groot tydperk waar die sielkunde redelik geboom het, en binne die Christendom het mense God begin sien as hulle eie persoonlike terapeut. Mense het gesê, God is daar so om jou regtig onder jou in te kom en jou net te bedien. Hy is jou persoonlik beraader. Hulle het inteendeel woorde gebruik soos hy is jou butler. Jou butler. En nou sit ons in 'n kwessie in die moderne kerk, die samelewing, waar dit nie meer God is wat ons bedien nie, alhoewel God ons elke begeerte van ons hart wil gee, nee. Hy wil vir jou alles gee. Maar hulle sien God as die groot oupa, met 'n lang wit baard, wit op 'n wit wolkie en 'n wit jas, en hy sit daarbo en God kyk af op die mens en al wat God wil hê vir al sy kinders, omdat hy 'n God van liefde is. Hulle verkoop God as 'n God van net liefde, nie van heiligheid nie, net liefde. Al wat hierdie God wil hê is, hy wil net hê jy moet happy wees. Maar as jy happy is hy happy. Hierdie God sê, as dit goed gaan met jou hier op aarde, as die begeertes van jou hart regtig vervul word, dan is hy gelukkig. Asof God net jou wil gemaklik maak op hierdie tydelike aarde. En elke begeerte van jou vlees wil hy vir jou voorsien. Hy is nie besorgd oor heiligheid, hy is besorgd oor geestelikheid nie. Dit is net liefde en liefde en liefde. En so verander die prentjie van God oor die eeue heen. So ons kan vra seker wat is volgende. As die probleem is, as ons prentjie oor God gaan verander, gaan ons dade verander, gaan kerk verander, gaan ons woorde verander, gaan ons geloof verander. Tozer het dit mooi geskryf. Hy het gesê, dit wat jy dink van God, is die belangrikste ding van jou geloof. Dit wat jy dink van God, is die belangrikste ding van jou geloof. Dink 'n bietjie daaroor. Sê nou maar jy dink God is hierdie man met weerligstrale vir oë, en hy het 'n weerligstraal in die hand, en hy wag vir jou om uit lyne te tree, sodat hy jou net 1000 volts kan gee, nee, hoë spanning, hy wag vir jou. As jy dink God is so, dan gaan jy heeltyd in huis bly. Jy gaan God probeer vermy. Jy gaan jou sonde diskreet hou. Ja. God wat straf, heeltyd. Maar as jy aan die ander kant dink, God is hierdie God wat regtig, hy worry nie oor heiligheid nie. Hy gee nie om oor hoe jy lewe nie. Solank jy net 'n lekker tyd het. YOLO, sê ons, nee. You only live once, sê die tieners. Ek ken nie. YOLO. As jy dink God is so, gaan jy sê maar, God wil hê ek moet 'n lekker lewe lewe. Daarom kan ek maar gaan myself drink onder die tafel in. Daarom kan ek maar losbandig wees. Daarom kan ek maar gierig wees. Jy gaan lewe asof jy nie worry oor sonde en oor heiligheid nie. Alles oor jou idee van God. Wat jy dink van God gaan bepaal hoe jy lewe. As jy dink God is nie geworry oor sonde nie, as jy dink God worry nie oor heiligheid nie, dan gaan jy 'n sondevolle lewe lewe. As jy dink daar is nie 'n oordeel nie, as jy dink daar is nie toring nie, dan gaan sonde niks vir jou beteken nie. Jy sal lewe van genot na genot na genot. Elke feestelike begeerte sal jy wil voer, want jou vlees hunker daarna. En as jy dink God is 'n God wat net straf, dan gaan jy lewe in angs, bang om een voet uit plek uit te sit. Dit wat jy dink van God gaan bepaal hoe jy reageer. En ek sien dit, ek het in Suid-Afrika gesien, waar iemand een keer na my toe gekom, en met my kom gesels en gesê, weet jy, die Here is regtig vir hom goed, en hy getuig, en hy praat oor hierdie begeertes, en die Here wil dit vir hom gee, en dat vir hom gee, en hierdie vir hom gee, en ek sê ja, hy sê ja, hy is die groot ou in die hemel. Hy het eintlik Engels gepraat, hy het gesê, is the big guy in the sky. En dadelik sê dit vir my, dink gou by jouself, kom ons dink nugter, kom ons dink gou nugter, ons as skepsels, sal die skepsel ooit na die skepper, Akitie, die skepper, die een met absolute mag, met absolute krag, met gesag,
En ek weet nie of jy weet nie, maar niks in die wêreld kan iets permanent vernietig nie. Hout word as waai weg, as word grond, uit die grond groei hout. Dis 'n proses, nee. Jou Lion King gekyk, Circle of Life. Ons het nie die vermoë om iets te vernietig nie. Net God het. God het die vermoë om iets te skaap uit niks. En God het die vermoë om iets weg te vat sodat weer niks kan word nie. Letterlik niks. So as ons nugter dink, waar in ons lewe sal ons ooit verwys na God as the big guy in the sky? Wanrespek, disrespek. Want wat jy dink van God, gaan bepaal hoe jy praat oor jou God, oor jou Here. Dit gaan bepaal hoe jy reageer, hoe jy lewe. Mense sê nee, God is 'n God van liefde, verseker. Die skrif sê vir ons, God is liefde. Amen. Hy is. Maar hy is nie net liefde nie. Want dan kom ons by moeilike gedeeltes soos by hoofstuk 12 wat ons vanaand gedeelte is. En dan sê die laaste vers, nadat hy die mooi verduideliking gegee het, dan sê die laaste vers vir ons God is 'n verterende vuur. Ek dink ek het hom opgeskryf. Ons God is 'n verterende vuur. So die eerste 11 hoofstukke van Hebreërs, die eerste 11 hoofstuk, praat die skrywer oor hoe groot God se genade is, oor hoe Christus 'n middelaar is, oor hoe Christus beter is, oor hoe God hierdie heerlikheid het. En net nadat hy van hierdie mooi, liefdevolle, ontfermende vergifnis en genade gepraat het, van hoe God regtig omgee, kom die Heilige Gees en hy gee vir ons dit. Want God is 'n verterende vuur. Hoe versoen jy die twee? Hoe versoen jy liefde met 'n God wat verteer? Hoe versoen jy genade met 'n God wat verteer? Want dit klink dadelik teenstrydig. Daai vers klink nie soos 'n ou paadjie met 'n wit lang baard op 'n wit wolk met 'n wit jas wat net omgee oor jou genot nie. Dit klink teenstrydig met daai konsep. Inteendeel, ek dink wanneer ons dit lees, wek dit al klaar 'n bietjie 'n vorm van vrees. Ek hoop so. Maar ek hoop dit wek 'n gesonde vorm van vrees. Want ek glo vrees vir die Here gaan ons help om die Here reg te verstaan en reg te sien. En as ons hom reg verstaan en reg sien, dan weet ons, dit gaan ons geloof in die regte rigting stuur. Want baie mense dink vrees is sleg, om bang te wees vir die Here. Want hulle dink hierdie vrees is 'n vrees wat jou laat bewe en sidder en wat weghardloop. En jy wil tog nie weghardloop van God af nie, nee. Nee. Die Bybel praat inteendeel van, hy noem hierdie twee tipe vrese. Jy kry in Johannes 4:18 byvoorbeeld, daar is dan geen, in die liefde is daar dan geen vrees nie. Ja, aan die ander kant sê hulle die begin van wysheid is vrees vir die Here. So in die liefde is daar geen vrees nie, en dan sê Spreuke, die begin van wysheid is vrees vir die Here. So die een sê daar is nie vrees nie, die een sê maar jy moet vrees hê. So eintlik wat die Bybel vir ons beskryf is twee. Martin Luther het ons eintlik hierso gehelp, die Duitse teoloog. Hy het ons gehelp. Hy het vrees geklassifiseer in twee groepe. Hy het gepraat van knegtsvrucht of knegvrees. Knegvrees is waar 'n kneg, 'n dienskneg of 'n slaaf sy meester vrees, maar hy vrees dat sy meester hom iets sal aandoen. So as die slaaf uit lyn uittreë, gaan sy meester hom seermaak, hy gaan hom slaan, hy gaan hom straf. Dit is daai knegvrees, nee. Dit is wat Martin Luther sê, dat dit is 'n vrees, die ou is so hoog, jou meester is so hoog, dat die jou half platdruk in die grond in. Die Engels praat van servile fear. 'n vrees wat jou neerdruk. Dit is hierdie vrees wat jou bang maak. As jy gewoonlik gekonfronteer word deur 'n leeu of deur 'n slang, ek weet nie of julle kan onthou hoe dit was in Suid-Afrika nie. Gewoonlik as Amerikaners daar aankom, dan is hulle altyd bang. Hulle het hulle kakie aan, en met hulle kakie dan staan hulle daar, en dan loop hulle in die strate van sê Pretoria, en dan soek hulle die leeu's. Hulle glo die leeu's loop rond in die strate, jy weet. Maar as jy gekonfronteer word met ietsie wat jou lewe bedreig, dan dadelik reageer jou senuistelsel op 3 maniere, sê die sielkunde, nee. Is of veg, of vlug, of vries.
Of veg of vlug of vries. Immigrasie doen dit ook, het ek agtergekom. Jy is altyd in veg, of jy is vries, of jy wil vlug. Jy wil teruggaan, of jy wil, iemand sê vir jou iets, en jy verstaan nie kom nie, maar jy raak net aggressief, of jy vries, en jy wil net slaap, en jy weet nie wat aangaan nie. Ek weet nie of julle al, miskien is dit net ek, okay. Daar is daai vrees. Hy veroorsaak veg, vlug of vries. Daai bedreiging. Dis die vrees. Dis hoekom Johannes 1 Johannes sê, daar in die liefde is daar geen vrees nie. Ons het nie meer 'n veg, vlug of vries verhouding teenoor die Here nie. Ons sê nie Here sit daar, die Here sit met 'n weerligstraal, want hy het ons versoen. So ek wil nie nou weghardloop van die Here nie, ek wil na die Here toe gaan. Daai is die slegte vrees. Die gesonde vrees, waarvan Martin Luther praat, die gesonde vrees van die Here, is die filiale vrees. Filiale vrees. In Afrikaans praat ons van ontzag. Ontzag. Om ontzag te hê. Dit is nie 'n vrees om te sê jy is bang dat jy bewe nie, dit is 'n respekvolle vrees. Dis 'n vrees wat 'n kind het teenoor sy ouer. Nie om te sê ek is bang dat my pa of my ma my gaan slaan met die vuis nie, maar om te sê, weet jy, ek respekteer hierdie figuur vir my, ek weet hierdie figuur kan my dissiplineer, ek het 'n liefde vir hom, ek wil hom nie teleurstel nie, die motiveerder van hierdie vrees is eintlik liefde. Dit is die respekvolle vrees. En hierdie vrees, die filiale vrees, hier sien jy, hier's elemente van verwondering, hier's elemente van respek, hier's elemente van waardering. Filiale vrees. Is vir 'n Christen belangrik om dit te onthou. Want dit is die vrees wat ons moet hê teenoor die Here, 'n filiale vrees. Kom ek gebruik 'n voorbeeld om dit te verduidelik. Ons een keer toe ek net klaar was by skool, toe gaan duik ons met die groot wit haie, die great whites daar in Mossel Bay. En hulle vat jou uit die boot met die groot hok, en die hok kan 6 mense vat. Ons was 13 mense wat gaan duik het. So ek het my eerste 6 laat gaan, ek was bang, die tweede 6, en toe besef ek, nou gaan ek alleen in die hok sit. So, nou is daar nie 5 ander ouens wat hy kan help nie, maar nou net vir my, jy weet. Maar ek klim toe in die hok, en hulle gooi gewoonlik hierdie vis, fyn gemaalde vissoile in die water, en dan lok dit nou die haai wat nou kom, en jong, het dit hulle gelok. Nou is ek in die hok, jy gaan op vir asem, en dan sak jy af, jy het nie die scuba goeders aan nie. En soos ek in die hok afsak, kom daar 'n meneer, 5-6 meter, ek jok nie vir, massiewe groot wit haai. En hy swem verby my, nie eers, ek my hand uitsteek en ek kan so omvat, ek het dit nie gedoen nie, ek sal dit nie doen nie. Hy swem so verby my, en in my, wek daar 'n vrees, maar ek wil nie wegswem nie, ek vries nie, ek wil nie veg nie, ek kry die bewondering vir hierdie massiewe, kolossale groot wit haai, wat hier verby my swem. Dat ek net eintlik, die Engels praat van, ek staan in awe van sy krag. Maar terselfdertyd voel ek veilig, want ek is in die hok. Dit is filiale vrees. Filiale vrees is om te sê, maar ek weet wie hierdie groot, almagtige, soewereine God is, dat dit my in verwondering los van wie hy is, en tot wat hy in staat is. En dink daaraan. Ek weet wat hy kan doen. Ek weet, een hapie van hierdie pappie en is verby. Nee, dis verby. So natuurlik gaan ek nie my arm uit die hok uitsteek nie. Maar ons lewe met moderne Christe, wat asof hulle God heeltyd net wil steek met 'n stokkie, en sê, dis wat hulle tempteer hom. Hulle bespot hom. Christene, mense binne die kerk, of wat identifiseer as Christene, moet ek eerder sê. My big buddy. Filiale vrees los jou in verwondering, dit los jou met uiterste respek, met groot waardering. Dit los jou, ek was in die water en ek het in die bewe gegaan, vir die haai. Jy weet, ek het 'n soortgelyke reaksie gehad, as wat ek gehad het, as ek buite die hok sou gewees het, van vrees, maar ek het terselfdertyd veilig gevoel. Ons voel veilig voor die Here, maar ons het hierdie respekvolle ontzag, want ons weet wie is die God van die heelal. Het is om te besef dat God reg pragtig, wonderbaarlik en almagtig is, rein en heilig is.
Dit is filiale vrees. Weet jy wat is interessant? Jesus het hierdie vrees gehad. Jesus. Dis vreemd. Want ek bedoel, Jesus is die seun van God. Hoekom sal, hy is God, hoekom sal God hom self vrees, of die Vader vrees? Maar Jesus het nie gebewe vrede, en sê, o Here, jy gaan my met 'n weerligstraal slaan nie. Jesus het geweet wie die Vader is. En hy het na die Vader met ontzag, met respek, met absolute verwondering gekyk. Hoor wat sê Jesaja 11, is 'n profesie oor Christus. Jesaja 11 vers 2. Die gees van die Here sal op hom, dis nou Jesus rus. Die gees van die Here sal op Jesus rus. Die gees van wysheid en insig, die gees van raad en sterkte, die gees van kennis en ontzag, vrees vir die Here. Jesus het in sy menslike vorm gekom, en in sy vlees was dit 'n model vir ons. Dit was 'n model om vir ons te wys hoe ons moet lewe. Jesus het gehuil, Jesus het swaar gekry, Jesus was emosioneel, Jesus het al die goed ervaar, hy was versoek, so ons versoek was. En deel van die goed wat hy ervaar het, is hy het die ontzag gehad vir die Here, om vir ons te wys hoe lyk 'n verhouding met die Here. Dit was 'n voorbeeld. Jesus skets die mooi prentjie van hoe 'n verhouding moet lyk. En inteendeel, in Hebreërs 12, as ons nou gelees het, laat ons met eerbiedige onderworpenheid en ontzag die Here aanbid. Daai woordjie ontzag, daai woordjie vrees word in Hebreërs 5 vers 7 ook gebruik. En hoor wat sê dit in Hebreërs 5 vers 7, Jesus is nie daarop nie. Maar hy sê, Christus het tydens sy aardse lewe, het hy gesmeek en gepleit, en met harde krete en trane het hy dit gebring vir God. En God het hom gehoor op grond van sy eerbiedige ontzag. Het God hom gehoor. Die seun van God. As die seun van God, die Christus, vrees en respek het vir God, wie is die Christen om te dink dat hy het nie moet hê nie? Jesus skets vir ons hierdie mooi postuur. En dit is 'n postuur wat God ernstig opneem. Dit neem God ernstig op. Dit neem Christendom ernstig op. Dit neem geloof ernstig op. Dit neem sy woord ernstig op. Dit is nie net 'n postuur wat sê, o ja, jy weet, en ek bedoel, as iemand is wat dit kon sê, sou dit seker Jesus gewees het. Jesus kon seker gesê, ja, dis my pappie, hy's daar bo in die hemel, dis the big guy, dis my ou top. Hy doen dit nie. Absolute ontzag. Wanneer ons hierdie vrees, die gesonde vrees vir die Here begin kweek, kyk gou hoe spoel dit, en ons gaan bietjie na die volgende paar weke daarna kyk. As jy 'n gesonde vrees vir die Here het, gaan dit bepaal hoe jy met sy woord handel. Dit gaan predikers beperk. Dit beperk my. Dit gaan bepaal hoe ek preek skryf. Dit gaan seker maak dat wanneer ek hier voor staan ek hier want ek weet wie se woorde ek oor my eie lippe uiter. Dit gaan bepaal hoe ons met mekaar omgaan. Dit gaan bepaal hoe ons kerk hou. Dit gaan jou geloof bepaal. Nou hier is die paradoks. En dis wat ek dink mense sukkel om te verstaan. Ons is uit genade gered. Christus red ons uit genade. Net deur genade, omdat hy ons lief het. Omdat God ons lief het. Want so lief het God die wêreld gehad, Johannes 3:16, dat hy sy enigste gebore seun vir ons gegee het, nee, sodat elkeen wat in hom glo en verlore sou gaan nie. Uit genade is julle gered deur die geloof. Dit is nie uit julleself uit nie, maar geskenk van God. En dan dink ons, omdat ons uit genade gered is en omdat ons uit liefde gered is, moet daar nie 'n vrees of 'n ontzag wees vir die Here nie. Want ons voel dit bots, maar dit bots nie. Dit trek eintlik mekaar aan. Genade, liefde, die ontferming van God trek die vrees na mekaar toe. Dis eintlik twee mooi eienskappe wat by mekaar inweef. Dink aan die dinamika tussen 'n pa en 'n seun. 'n Pa en sy seun, sy 7-jarige. Verbeel jou kind stap in en hy sê vir jou, "Oud op, maak my bed op. Waar's my kos? Gaan doen jou plig, jy moet my voer. Ek soek hierdie, kom ons maak dit bietjie modern. Ek soek hierdie nuwe poptrol mannetjie, dit is nou al speelding. Ek weet nie of julle, dit is 'n speelding.
Ek soek hierdie Paw Patrol speelding. En ek wil hê hy moet 23 cm breed wees, hy moet 30 cm lang wees en ek weet nie, 20 cm hoog. Dis hy spesifikasies en hy moet blou wees met geel wees en hy moet 'n swart neus hê. En ek spreek dit in die naam van Jesus, jy moet hom vir my gee. Dis wat ons doen, nie ons nie. Dis wat moderne Christendom doen, Ek spreek dit in, jy moet vir my dit gee, Here, jy moet vir my dat gee, Here. Kom, Here, kom. My vraag is, uit wat se hart kom daai versoeke? As jy na daai kind kyk, uit wat se hart kom dit? Ek kan vir jou sê, uit 'n disrespekvolle hart. 'n Hart wat geen ontzag het vir die Here nie. Nee, Here, ek spreek dit. Jy moet, Here. Hy moet. Hy spreek. En dan sê mense, ja, as jy nie spreek nie, is dit 'n teken van ongeloof. Ek dink vir my meer soos 'n teken van geen ontzag, geen respek. Nou verbeel jou, daai selfde kind kom na jou toe. En hy vat jou hand, hy vat die pa se hand. En hy sê vir die pa, Papa, jy is my beste papa. Ek sê dit baie keer. En dan sê ek vir hom, ek is jou enigste papa. Maar ek weet wat hy bedoel. Papa, jy is my beste papa. Papa, ons verhouding is belangrik. Dis vir my die belangrikste ding in die wêreld. Papa, ek wil jou trots maak. Papa, ek wil jou naam hoog hou. En dan gewoonlik wie kind sal sê, Papa, jy is so sterk. Nee, jy is sy hero. Papa, jy is so groot. Papa, jy is so vinnig. Papa, ek wil eendag net soos jy wees. Dis my vraag. Uit wat se hart kom dit? Wat sien die kind? Weet jy wat sien die kind? Hy sien die pa. Dis al. Hy sien nie die pa se beursie nie, hy sien die pa. Dis al. Hy sien die pa se grootheid, hy sien die pa se krag, hy sien die pa se spoed, die pa se mag as jy wil. En die kind voel nie bedreig nie, inteendeel, omdat die pa groot is, omdat die pa sterk is, omdat die pa almagtig is, kom die kind en hy sit sy hand in die hand van die pa en hy sê, Papa, jy is die beste papa. Christen, ontzag vir die Here is om sy mag en sy krag en sy grootheid en sy soewereiniteit en sy almag te kan waarneem en na dit toe te hardloop. Jy wil by hom wees. Jy sien die Vader en nie net wat die Vader vir jou kan doen nie. En dit gaan oor soveel meer as net 'n warm gevoel. Regtig, ek wil vir julle sê. Ek sien moderne predikers, dit is net liefde. Dis net liefde, 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 liefde. Waar is God se heiligheid? Waar is sy krag? Waar is sy almag? Waar is dit? Waar is die eienskappe wat God maak? En dit is presies wat die vrees vir die Here beteken. Die vrees vir die Here beteken dat dit is gewortel in respek, dit is gewortel in liefde, maar is ook gewortel in sy almag, dit is ook gewortel in sy eer, dit is ook gewortel in sy grootheid. En dis wat ons sing, ons sing ook as ek in eerbied wonder, en dan sing ons, dan moet ek juig, my Redder en my God. Hoe groot is U? Hoe groot is U? Dit los die hart om nie anders te kan as om te sê ek juig, want hy's groot nie. Dit veroorsaak hier die filiale vrees, 'n respekvolle vrees. Genade nooi jou uit na die vrees van die Here. Want ek dink ons sal in elk geval nie die almag en die grootheid en die krag van die Here kan waarneem as ons nie genade van Christus het nie. Ons sal nie kan nie. Dan kom die skrywer en hy vergelyk twee berge. Hy vergelyk Sinai met Sion. Sinai met Sion. Dink ek iets vir die skyfie. Hy gebruik nou hierdie twee berge om dit uit te beeld.
Die Israeliete kom by Sinai aan. Sinai is 'n plek van donderweer, van vuur, van wind, van 'n gedreun. Dit is vreesaanjaend. En God kom daar by God het verskyn op Sinai en die Israeliete is aan die voet en God sê ek sou julle my volk maak, julle moet 'n heilige volk wees en hy gee vir hulle die 10 gebooie om vir hulle te wys hoe lyk heiligheid en die mense raak bang, Moses raak bang, almal is bang behalwe God. En Moses gaan op na die berg toe, want Moses was die middelaar, nee, hy was die man tussen God en nie die Israeliete. En hy gaan toe op en hy kry die 10 gebooie en hy bring dit af, in die duister bring hy dit af, en die mense is bang. Moses is bang. Die skrywer sê, ons het nie aangekom by Sinai nie. Ons is nie by daai vrees nie. Ons is nie by daai sê, Here asseblief, hou net op praat nie. Here asseblief, ek wil nie hoor nie. Hy sê nee, ons is aangekom by Sion. Nou Sion, in vergelyking met Sinai, Sion word gesing, die pragtige Sion, dit word die berg van genade gesing, dit word beskryf 'n geestelike plek, die hemelse Jerusalem, daar is engeltjies, daar is 'n vergadering van engele, dit is 'n plek waar jy wil wees, dit is 'n plek waar jy wil weghardloop nie. En nou skets hy hierdie te berge en hy skets hulle teenoor mekaar en hulle sê, julle is nie by Sinai nie, julle is by Sion. En net nadat hy dit gesê het, aan die einde van dit, sê hy, maar God is nog steeds 'n verterende vuur. So hier is my vraag. Die vuur wat by Sinai was, hoekom is dit nie by Sion nie? Want God is toch ook by Sion. Wat het verander? Waar is die vuur? En ek dink dit is waar die spanning lê. En ek dink dit is ook waar mense dit nie verstaan nie. Die berg het verander. Die middelaar het verander. Dis nie meer Moses nie, maar is nou Christus. En omdat ons nou aan 'n middelaar het ons posisie verander. Die vuur is nog op Sion. Die vuur is daar. Die heiligheid is daar. Die mag is daar. Die grootheid van God is daar. Dit is nog altyd daar. Dit kan nie verander nie, want as dit verander op Sion, dan beteken dit God het verander. En jy weet so goed soos ek dat die skrif sê God verander nie. Die vuur is daar. Wat het verander? Ons posisie. My en jou posisie het verander. Onthou het ook gepraat oor die haai. Verbeel jouself gou. Ek vat myself uit die hoek uit en ek gaan sit myself in die middel van die oseaan en daai selmeneer kom op my af. Dan gaan ek bewe van vrees. Daar is geen beskerming nie. Niks. Maar omdat ek in die hok is, omdat my posisie verander het van na die ope oseaan, na die hok, is ek veilig. En dit is die konsep wat die skrywer probeer uitbeeld. En dis hoekom hy ook in vers 24 sê, dat Jesus die middelaar is van die nuwe verbond. Niks van God het verander nie. Ons posisie het verander. Jy sê, ons kan nie dit van God verander nie. As ons dit verander van God, dan vat ons die wese wat God maak, vat ons weg. Dink byvoorbeeld aan 'n leeu. Nee, wat maak 'n leeu? Is sy groot pote, sy groot tande, sy maanhare, sy krag, sy spoed, sy sterkheid. Dis 'n bietjie vroeg met hom daar. Wat maak 'n leeu? As ons die eienskappe van die leeu wegvat, dan is dit nie meer leeu nie, maar is dit 'n huiskat. As ons die eienskappe van God, die vuur, die almag, die glorie, die heiligheid wegvat, maak ons eie God. Ons kan dit nie wegvat nie. Genade het nie God op die berg verminder nie. Dit het die vuur nie geblus nie. Genade het vir julle en vir my 'n middelaar gegee, sodat ons posisie verander. Dis wat genade gedoen het. So sien jy hoe genade jou na God toe trek. Sien jy hoe genade jou na die vrees vir die Here toe trek. Want jy's veilig. Nou kan jy na die vuur toe gaan. Nou kan jy die haai aanskou, want jy's in die hok. Nou kan jy God se glorie en God se almag aanskou. Hoekom? Want ons is in Christus, sê die skrif. En Christus in ons. Dis nie genade in die plek van vrees nie, dis nie vrees in die plek van genade nie. Nee, net my posisie het verander. Daarom verander my vorm van vrees. Hoor mooi Psalm 130 vers 4 dit.
Maar by u is daar vergifnis, sodat u vrees afdwing. Wat? Daar is vergifnis, sodat u vrees afdwing? Ja. Jy kry vergifnis, sodat jy die Here filiaal kan vrees, met verwondering, met respek, met absolute eer. Dis nie meer 'n bewe vrees nie, maar 'n vrees van verwondering. En ek glo as ons dit kan verstaan, kan ons geloof in die regte rigting groei. Ek gaan nie uit die hok uitklim en met die haai gaan swem nie. Net soos ek nie uit Christus wil uitklim en uit sy genade. Dis hoekom die skrywer van Hebreërs sê, maak seker dat julle die een wat praat nie verwerp nie. Ek gaan nie uit Christus klim nie, ek wil nie uit sy woord klim nie, ek wil nie uit sy kerk klim nie, ek wil in hom bly, want net as ek in Christus is, kan ek 'n gesonde vrees van die Here hê. So die vraag wat ons onsself kan vra, en dan is ek klaar, dan gaan ek afsluit met 'n verhaal. By watter berg wil ons aankom? By watter berg? Sinai, die berg van donder en storm, en weerlig en vuur wat verteer? Of by Sion, die berg van genade? En daar is niemand wat sou sê, hulle wil by Sinai aankom nie. Almal wil by Sion aankom. En ek wil vir julle sê, miskien is hier van julle wat hier sit, of van julle wat kyk. As jy buite Christus is jy by Sinai. Jy's klaar daar. Of jy daarvan hou of nie. Jy's buite die hok. Jy staan reg veroordeel. En jy kan nie, want daar is niemand wat die toring van God kan vat nie. Maar as jy in Christus is, vat Christus die toring. Nie 'n interessante vraag. Die Bybel praat van sodat jy gered kan word, sodat jy jou redding kan kry. Red van wat? Het jy gevra? Red van wie? Van wie moet die Christen gered word? Van wie moet die mens gered word? Red van die hel? Wie die hel geskape? Ons dink, die hel is 'n plek waar die duiwel koning is. Hy sit op 'n troon met 'n spitvurk en hy's rooi met 'n stert. En dan dink ons, hy moet ons red van die duiwel. Vriende, die hel is geskaap vir die duiwel. Dit is 'n plek waar die duiwel ook ingegooi gaan word. Van wie word ons gered? Van die verterende vuur. Jy word gered van God self. En as jy buite Christus is daar geen redding nie. Dit is hoekom Jesus sê, hy is die enigste weg en die waarheid. Daar's geen redding nie, want jy staan by Sinai, en as jy jou voete op die berg sit, sterf jy. Van die heiligheid van God kan nie die sondaar en die duister dra nie. Die heiligheid van God verteer die duister. Maar as Christus se heiligheid oor jou is jy beskerm. So as jy by Sion is, Christen, as jy in Christus is, wil ek jou herinner dat God nog steeds 'n verterende vuur is. En dat ons met absolute gesag en respek hom moet nader, sy mense moet nader, en sy kerk moet nader. Ons moet die gesag van die Here erken. En dit moenie verlore gaan in ons hart nie. Ek sit af met die verhaal. C.S. Lewis het hierdie bekende boek geskryf, The Chronicles of Narnia. Ja, daar is 'n film ook daaroor gemaak. Ek weet nie of julle weet nie, dit gaan oor 4 kinders wat in 'n kas ingaan, en soos hulle in die kas ingaan, loop hulle deur na 'n ander wêreld. Is julle bekend met The Chronicles of Narnia? So The Chronicles of Narnia, hy het die boek geskryf en soos ek sê, daar was 'n film daaroor gemaak. Jy kan hom gaan kyk. Dis 'n uitbeelding van Christus en die verlossing van Christus. En in die verhaal word daar 'n leeu, Aslan, word die leeu bekend gestel as die Christusfiguur. En die leeu is die koning van die koninkryk. Hy is die koning. En almal wag vir die koning, want as die koning kom, is daar redding. Dan is daar redding. En hierdie 4 mense, wat nou die mens verteenwoordig, ons, hulle kom toe in die land, hierdie magiese land, magical land, en die diere kan natuurlik praat, want dis magical. En hulle kom toe by 2 bewers aan. Bewers is 'n beaver, onthou julle chappies? Ja, onthou julle? Die 2 bieties. So, hulle kom toe by 2 bewers aan. Die bewers is Mr. en Mrs. Beaver.
Die bewers praat toe met hulle, en die bewers praat en vertel hulle van hierdie Aslan, hierdie leeu, hierdie groot leeu, en die bewer sê, ons kan nie wag dat die leeu kom nie, die leeu gaan ons red, die leeu, hy gaan ons verlos. En hulle sê, ken julle hierdie leeu? En die kinders sê, ons ken hierdie leeu nie, ons weet nie van hierdie leeu nie. En die bewers is half verbaas, hoe kan jy nie wie weet van die leeu nie? Nee, dis soos ons vandag, hoe kan jy nie weet wie Jesus is nie? Maar hulle is verbaas, hoe weet jy nie van hierdie leeu nie? En hulle sê, ons weet nie. En die jong dogtertjie sê, 'n leeu, sy sê, sjoe, is hierdie leeu veilig? Hierdie Aslan, die groot leeu, is hy veilig? Want ek sal nog eens op my senuwees wees om 'n leeu te ontmoet, sê die klein dogtertjie, want seker so 8 jaar oud. En die bewer kyk toe vir die dogtertjie, en hy sê, veilig? Wie het iets gesê oor veilig? Natuurlik is die leeu nie veilig nie, maar hy is goed, en hy is koning. En later, toe die kinders uiteindelik die leeu ontmoet, kyk hulle die leeu so in die oë. En soos hulle hom in die oë kyk, beskryf Lewis presies hierdie idee wat Hebreërs 12 uitbeeld. Hy sê dat hierdie groot, massiewe, majesteuse leeu, hy kan nie eens eintlik in die oë gekyk word nie. En hoor wat skryf hy, en ek wil dit vir jou in Engels lees. Hoor wat skryf Lewis. Hy sê, to look at a thing which we know is a king is very different matter from looking at a thing which we know is not a king. People who have not been in Narnia sometimes think that a thing cannot be good and terrible at the same time. If the children had ever thought so, they were cured of now. For when they tried to look at Aslan, a glimpse of the golden mane and the great royal solemn overwhelming eyes, and then they found they couldn't look at him and went all trembly. En tog terwyl hulle vir die leeu kyk, praat die leeu met sy sagte stem en sy ontferming met die kinders. Dit is die idee. Die idee is dat God hierdie verterende vuur is, en dat hy die vermoë het om alles te vernietig. Maar omdat ons in Christus is ons veilig. Natuurlik is God nie veilig nie. Natuurlik is die heiligheid van God nie veilig nie. Maar God is goed, en God is koning. In die wêreld, hulle bespot dit, hulle lag daarvoor. Hulle het die verterende vuur van God verruil vir 'n makveilige God van hulle eie gemak. Maar die God van die Bybel, soos ek sê, is nie veilig nie. Maar ons werklik bekleë, eerstens met Christus, sodat ons posisie kan verander. Want wanneer ons posisie verander, dan weet ons is veilig by die groot almagtige Here. En mag die vrees van die Here nie in ons harte wegvaar nie. Mag dit ons inteendeel dryf na hom toe. Kom ons bid. Vader, dankie dat ons kan sien dat U nie God is waarmee ons hoef te spot nie. En dankie dat ons ook kan sien, Vader, dat ons verseker nie moet met U bespot nie. Vader, die wêreld dryf spot. Hulle maak U anders, hulle verkleineer U. Hulle maak U asof U hierdie oupa's daar bo op 'n wit wolk. Maar Here, U is 'n verterende vuur. En mag die onsag vir U ontwaak in die gelowiges hart. Mag dit ons deurdrink, sodat ons woorde en ons denke begelei word daardeur.